Welkom aan almal wat vandag hierdie boodskap afgelaai het. Ek is Marius Hatting van Terismos Bedieninge en ek hoop dat vandag se boodskap aanmoediging en hoop mag bring. Maar voordat ons enigstens verder gaan met vandag se boodskap, kom ons open gou met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag en vir die voorreg om vandag u boodskap te kan bring. Ek vra dat u liefdevolle Heilige Gees die volle vryheid mag hê om vandag u boodskap aan die woord te mag bring. Ek vra dat mense se lewens verander mag word, ek vra dat mense deurbraak mag vind, en ek vra dat u naam daardeur verheerlik mag word, en ek vra hierdie gebed in die naam van die liefdevolle Seun, Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vandag gesels oor 'n onderwerp, en dit gaan oor hoe mense wat mismoedig mag voel met hulle verhoudings met God en Jesus Christus kan aangaan. En my boodskap vandag is getiteld Nuwe genade, nuwe krag. En die rede hoekom ek vandag daaroor wil praat is, want daar is so baie mense en tot gelowiges tans op plekke in hulle lewens mag wees waar hulle mag sukkel met goed in hulle lewens en mag voel hulle kan nie na Jesus en God die Vader toe gaan nie as gevolg van waardeur hulle gaan en dat hulle moontlik te veel foute mag hê. En dit is waar ek wil uitwys wat die woord daaroor sê, en kom ons kyk na die eerste punt waar mense gelowiges mag voel, hulle maak te veel foute of het klaar te veel dinge verkeerd gedoen. En my vraag daarop sal wees, as mense mag voel, hulle maak te veel foute, hulle kan nie na die Here toe gaan nie, hulle voel nie hulle die krag nie. En my vraag is, wat dink julle sal God se reaksie op daai stelling wees, of op daai manier van dink wees? En die antwoord wat ek daarop wil gee, is in Jesaja 30 vers 18, ek gaan net 2 weergawes uitlees, en die eerste skrif wat ek lees is uit die 1983 Afrikaanse vertaling uit, en daarna gaan ek het uit die Nuwe Lewende vertaling uitlees, en die Afrikaans 1983 vertaling sê, dit is Jesaja 30 vers 18, Tog is die Here gretig om julle genadig te wees, en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Nou kom ons kyk wat sê dieselfde skrif, Jesaja 30 vers 18 in die Nuwe Lewende vertaling uit, en dit sê daarso, Tog wag die Here gretig dat julle terugkom na hom toe. Hy wil genade aan julle bewys. Die Here is 'n God wat regverdig is. Hy seën die mens wat op hom vertrou vir hulp. Hier kan ons duidelik sien, dat is die Here se hart om mense genadig te wees en wil hê dat mense gelowiges na hom toe terugkom. Want 'n punt in hierdie Nuwe Lewende vertaling weergawe uit waar sê, tog wag die Here gretig dat jy terugkom na hom toe. Met ander woorde, die Here wag vir sy kinders. Hy wag vir mense om na hom toe terug te kom, te besef dat hulle het 'n weg, en dit is maar die Here en God die Vader toe terug te kom. En baie mense voel hulle kan dit nie doen nie, hulle maak te veel foute. En dit is waar die Here sê, tog wag die Here gretig dat jy terugkom na hom toe. En ons het nou gesien wat God se reaksie sal wees en wat ek nou uitgewys het. En ons het nou gesien dat dit is die Here se hart, dat mense en sy kinders hom toe terugkom, want hy wil hulle graag genadig wees. En hy wil mense genadig wees, maar as mense na daai eerste punt besef het en sê, goed, die Here wil ons genadig wees. Wat is die volgende stap wat 'n persoon behoort te neem as mens dit nou besef het? Kom ons kyk daarna. En dit is dat al wat die Here van sy mense en kinders verwag, is om hul foute voor hom neer te lê, en dit word bevestig in 1 Johannes 1 vers 9, en ek gaan weer 'n keer lees uit 1983 vertaling uit, en dit sê daarso, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hier kan ons baie duidelik sien. Goed, kom ons gaan terug na die eerste stap toe. Goed, die Here wil die mense genadig wees. Nou, ek het nou gelees in Jesaja 30 vers 18, dat die Here is gretig dat die mense terugkom na hom toe. Nou goed, hoe kom die mense na hom toe terug? Hulle kom na hom toe terug, en volgens 1 Johannes 1 vers 9, hulle bely hulle sondes. En wat is die Vader se reaksie daarop? Hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En hier het ons nou gesien, dat as mense en gelowiges God nader en hulle sondes bely, sal hy ons sondes vergewe. Maar, nou kom die vraag,
wat gebeur as foute weer gemaak word? En dit is waar dit so belangrik is om te besef dat God nie gelowiges en mense wat na hom toe kom vir hulp veroordeel nie. En dit word bevestig in Romeine 8 vers 1. Weer 'n keer ek lees uit die 1983 vertaling uit wat sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou, as 'n persoon nou foute maak môre of oormôre of tot volgende week, mag die vraag wees, wat gebeur dan? Hulle het nou na die Here toe teruggekom, maar vandag of môre of oormôre of volgende week maak hulle weer dieselfde fout. En mense, dit is so belangrik waar mense kan besef en die antwoord op daai vraag is in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling en dat sê vers 22, deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. Vers 23, op u ontferming kan 'n mens altyd vertrou, dit is elke oggend nuut. Nou daar is dit. As mense na die Here toe gekom en sê, Here, ek bely my foute, vergewe my asseblief, en goed, die Here vergewe, maar môre gebeur iets, en hulle voel, hulle is nou weer terug waar hulle was. Mense, dit is die belangrikste ding om te besef. Daar het ek nou gelees in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23, ek het die Nuwe Lewende Vertaling het gelees, die Here se genade is elke oggend nuut. En dit sê daarso, in die laaste gedeelte van vers 22, sy genade het geen einde nie. Baie, baie belangrik. En soos ons kan sien, is die Here se genade elke dag nuut. So as foute gemaak word, kan gelowiges glo en weet, die Here sal hulle genadig wees as hulle hul foute voor hom bely, soos ons nou gelees het in 1 Johannes 1 vers 9. En ek het die 1983 vertaling het gelees. Nou, die volgende vraag wat ek nou gaan vra is, wat maak ons in tye waar mense mismoedig en moedeloos mag voel? En dit is belangrik waar die gelowige kan moed skep en weet die Here Jesus is daar vir hulle en gelowiges kan hulle krag in Christus vind en dit word bevestig in Filippense 4 vers 13. Ek gaan lees uit die boodskap uit en dis 'n pragtige skrif en dit sê dit baie mooi en dit sê daarso, vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. Nou, daar's nou baie goeie voorbeeld vir as mense nou voel baie foute maak en soos ek nou nog uitgewys, as mense foute maak, sê nee, hulle kan nie dit meer doen nie. Wie gaan hulle die krag gee om aan te gaan? Wie gaan die krag gee om nie moedeloos om moed op te gee nie? Daar sien ons nou net in Filippense 4 vers 13, ek het die boodskap uitgelees en ek gaan dit weer 'n keer lees want dit is 'n pragtige skrif. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. En die volgende vraag, en watter hulp gee God die Vader vir sy kinders? En mense, ek gee vandag verskriklik baie skrifgedeeltes, maar ek gee dit stelselmatig dat mense kan sien hoe dit in mekaar inpas, want dit is so belangrik. Ons lewe in 'n tyd wat alles beweeg so vinnig. Die tye gaan verby, maar dit is belangrik dat mense besef dat God die Vader is liefdevol, hy is genadig, hy het vir ons 'n weg gemaak om na hom toe te kom, hy het vir ons 'n weg gemaak as ons foute maak, en hy het vir ons hulp gegee as ons foute maak om ons foute te korrigeer. En ek gaan nou lees in Johannes 16 vers 13. En dis die hulp wat die Hemelse Vader vir sy kinders gee. En kom ons lees dit en dit sê daarso, maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê en gedoen het. Pragtig. Hier is wat die Here Jesus self gepraat en gesê het, hy gaan sy Heilige Gees stuur. Sy Heilige Gees is daar om gelowiges en mense te help, want hy weet ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. Ons is in 'n stoffelike menslike vlees en ons stoffelike vlees is gewoond aan sonde, want is sondige vlees. Maar die Here weet dit, dis hoekom hy gesê het, hy gaan sy Heilige Gees gee om ons te help daarmee. En
Dis waarvoor sy Heilige Gees daar is. So, die volgende vraag is, gaan die Heilige Gees die gelowige help met hulle foute? En die antwoord is definitief ja. En kom ons lees nog 'n skrif wat dit bevestig, en dit is in Romeine 8, vers 2 tot 4, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, en dit sê daarso vers 2, die lewegewende Gees is so magtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Vers 3. Die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. Daarom het God sy eie seun met 'n menslike natuur soos ons sondige menslike natuur na ons toegestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde in ons menslike bestaan. Vers 4. Sodat ons kan voldoen aan die vereiste van die wet. Ons wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Dit was Romeine 8 vers 2 tot 4 en ek het uit die Nuwe Lewende Vertaling uitgelees wat bevestig die Heilige Gees help die gelowige dat as daar foute gemaak word om ons te help om die oorwinning te kan behaal wat die Here Jesus Christus vir ons gegee het. Want dit sê daar so baie duidelik in vers 3, die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. Daarom het God sy eie seun met 'n menslike natuur soos ons sondige menslike natuur na ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde in ons menslik bestaan. Met ander woorde, mense wat die Here Jesus Christus in hulle lewens het, mense wat die Here Jesus Christus as saligmaker en verlosser aanvaar het, dankse die Here Jesus Christus se kosbare bloed en prys, kan hulle sonde oorwin deur vir die Here te lewe. En wie help hulle om dit te kan doen? Die liefdevolle Heilige Gees help ons daarmee. Dit is waarvoor die Here sy Heilige Gees vir ons stuur, om ons te help om in oorwinning te lewe, maar dis 'n oorwinning wat die Here Jesus Christus vir ons voorbetaal het aan die kruis. Dit is baie belangrik, ek het nou hierso gelees. En ek het nou goed uitgewys dat daar hoop is vir mense en gelowiges. Maar die belangrikste punt van alles is, soos ek nou genoem het, en ek seker mense kan het besef, dat mense en gelowiges die Here nader. Want soos ek nou uitgewys het in Jesaja 30 vers 18, is die Here gretig om mense genadig te wees, maar hulle kan slegs sy genade vind as hulle self tot hom nader, en dit word bevestig in Jakobus 4 vers 8, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, en die rede kom het uitwys, God is liefdevol, maar hy gaan homself nie in iemands lewe inforceer nie. Dis hoekom ek daar gelees het uit die Nuwe Lewende Vertaling waar het gesê, God is gretig. God is gretig om mense genadig te wees, maar die ding is, hy is gretig want hy wil hê mense moet na hom toe kom, maar hy gaan homself nie in mense lewens afforceer nie. En dis wat ek nou wil lees in Jakobus 4 vers 8, en dit sê daarso, kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daarin kleef, julle sondaars, maak julle harte skoon, julle twee gesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Met ander woorde, as ons na God die Vader, na die Here Jesus toe gaan, is daar 'n besluit van ons kant af. En dit is, eerste plek, ons besef sy genade is ons elke dag nie. Ek het dit nou in klaagliedere gelees. Maar die volgende besluit wat elke persoon moet maak is om sê, goed, ek kom na die Here toe, ek gaan 'n poging maak om myself skoon te was, ek gaan 'n poging maak om te probeer regmaak wat ek verkeerd gedoen het, en ek kan nog steeds na die Here toe gaan, en ek gaan vir Here vra my te help, waar ek nog steeds nie volkome oorwinning in areas van my lewe het nie. En dit is waar dit so belangrik is, mense, waar mense tot die Here nader, en ek kan weer 'n keer net vlugtig afsluit, deur die volgende te sê, en ek gaan deur die skrifgedeelte gaan, ek gaan net volgens die stelselmatige stap, en mense, hierdie is nie 'n formule nie, net om uit te wys, maar hierdie is net om vir mense uit te wys, dat die Here is daar vir sy kinders, maar is werk van ons kant af. So, die eerste plek, ek het nou gewys daar, so mense wat mismoedig voel, en voel hulle kan na die Here toe gaan nie, hulle kan na die Here toe gaan, en ek het dit nou gelees in Jesaja 30 vers 18, waar bevestig dat die Here is gretig om ons genadig te wees, hy wil ons help, hy wil ons genadig wees, en ek het nou in die tweede punt wat ek gelees het, as mense na die Here toe gaan besef, hy is hulle genadig, die volgende belangrike punt en aksie wat in hulle lewens moet neem is,
hulle moet hulle sondes bely. En ek het gelees in 1 Johannes 1 vers 9, en dit is belangrik, waar mense na die Here toe kom, sê, dankie Here, ek glo U wil my genadig wees. Tweede punt is, Here, ek bely my sonde. Dit is in 1 Johannes 1 vers 9. En die volgende belangrike punt wat ek uitgewys het daar, is mense na die Here toe kom en voel hulle maak nog steeds foute. Dit is so belangrik, want die vyand gaan mense probeer veroordeel, om sê, hoe kan jy na die Here toe gaan, jy het soveel foute. Baie belangrik, Romeine 8 vers 1, daar's geen veroordeling vir die wat in die Here Jesus is nie. Met ander woorde, as mense na die Here toe kom en hulle foute bely, die Here was hulle skoon van hulle foute, en die duiwel kan hulle nie veroordeel nie, want die woord bevestig in Romeine 8 vers 1, daar's geen veroordeling vir die wat in die Here Jesus Christus is nie. En ek het die volgende punt uitgewys, dat as mense daarna weer keer foute maak met areas in hulle lewens waarmee hulle sukkel, het ek uitgewys dat daar's geen rede om mismoedig of moedeloos te voel nie, want ek het gelees in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23, die Here se genade is elke dag nie daar, mense. Mense kan elke dag na die Here toe gaan, sê, Here, ek sukkel nog steeds met hierdie punt, maar asseblief help my, vergewe my asseblief. 1 Johannes 1 vers 9, soos ek nou uitgewys het. En baie belangrik, het ek ook uitgewys dat as mense moedeloos voel en hulle is nie gemotiveerd om hy nodige stappe te neem, jy kan hulle weet dat die Here Jesus is daar vir sy kinders, hy is daar vir sy mense, en ek het gelees in Filippense 4 vers 13, uit die boodskap uit waar ek gelees het, dat die Here gee ons die krag om vir hom te kan leef. En die volgende punt, wat baie belangrik is, wat ek ook uitgewys het, as mense voel, maar hulle kan dit nie hulle eie krag doen nie, hulle kan nie oorwinning oor 'n area in hulle lewens behaal nie, is belangrik wat ek gelees het in Johannes 16 vers 13, dat God die Vader het sy Heilige Gees aan ons as gelowiges gegee, om ons te help om in oorwinning te kan leef. En ek nog 'n skrif wat dit bevestig is in Romeine 8 vers 2 tot 4, en ek het uit die Nuwe Lewende Vertaling uitgelees, waar ek ook gelees het, dat die Heilige Gees is daar om mense te help, en die Heilige Gees is daar om, as 'n areas met persone in hulle lewens is waarmee hulle sukkel om 'n oorwinning oor te behaal, dat die Heilige Gees is daar om die mense daarmee te help. En mense, ek wil hierdie boodskap vandag afsluit, en ek wil graag die mense geleentheid gee, want ek het nou uitgewys daarso, ek het ook uitgewys dat mense kan na die Here toe kom, en ek het ook uitgewys nou daarso in Jakobus, van mense moet God nader, mense moet 'n poging maak om na die Here toe te gaan, sê, Here, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. En dan kan mens weet, met die wete, die Here is daar vir sy kinders. En ek wil graag hierdie boodskap afsluit met die volgende gebed. Ek gaan 2 gebede bid. Die eerste gebed is 'n algemene gebed, en daarna gaan ek gebed bid vir mense wat hulle harte vir die Here wil gee. So ek gaan begin met die eerste gebed. Dis 'n gebed vir mense wat regtig die Here se leiding of net aanmoediging nodig het. En ek wil julle aanmoedig, kom ons bid gou. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe, in die naam van die eie liefdevolle Seun, Here Jesus Christus. En ek vra dat U my asseblief sal vergewe, waar ek foute gemaak het, en nie die nodige gedoen het om dit reg te stel nie. Ek vra asseblief dat U my sal vergewe, en dat U Heilige Gees my asseblief sal help om die nodige verandering in my lewe te kan maak, sodat ek volkome vir U kan leef. En ek vra hierdie gebed in die naam van die eie Seun, Here Jesus Christus. Amen. Nou, ek wil hierdie volgende gebed wil ek bid, en dit is veral baie na my hart vir mense wat nie die Here Jesus in hulle lewens het. Mense mag na die boodskap geluister het. Goed, hy praat van die Here Jesus Christus, mense wat die Here Jesus het, en waar die Here Jesus die mense help, en ons moet ons sondes bly. Mense wat nie die Here Jesus in hulle lewens het, die mense, ek wil vir julle val uitnooi en sê, kom met die volgende gebed te bid, en God die Vader is daarso, en mense wat nie die Here Jesus in hulle lewens het nie, ons almal gaan voor die regte stoel van God staan, maar die enigste persoon wat ons vry kan maak van die oordeel is Here Jesus in sy kosbare bloed in die kruis. En ek wil mense uitnooi wat nog nie die Here in hulle lewens aanvaar het nie, om groot asseblief vir die volgende gebed saam met my te bid. Kom ons bid gou. Hemelse Vader,
Ek kom vandag na U toe, in die naam van die eie Seun Here Jesus Christus, en glo dat U hom aarde toegestuur het, om vir my sondes te betaal. Ek glo en verklaar, dat U eie Seun Here Jesus Christus, deur U krag, op die 3de dag, uit die dood uit, laat opstaan het. En Here Jesus, ek vra asseblief, dat U vandag, as my saligmaker, en my verlosser, in my lewe sal inkom. Ek vra asseblief, dat U vandag, my sal vergewe, en dat ek vandag, U kind kan word, en dat my naam, in die boek van die lewe, opgeskryf kan word. En ek dank U, uit geloof uit, dat ek glo, dat ek vandag, U kind geword het, en U my saligmaker, en my verlosser geword het. Amen. Ek wil vir julle almal baie dankie sê, dat julle vandag na hierdie boodskap geluister het, en ek wil vir al mense wat die geloofsbelijdenis gedoen het, asseblief aanmoedig om ons te kontak by terismosministry@gmail.com. Terismos se spelling is TERISMOSMINISTRI@gmail.com. En julle kan ook na ons webwerf toe gaan, dit is ook www.terismosministry.com, en julle is welkom om ons daarso te kontak op die kontakbladsy. En ek wil weer eens vir julle baie dankie sê, en wees asseblief geseënd in die naam van ons verlosser Here Jesus Christus, en ons sal weer 'n keer gesels. Mooi bly.